maatjies, sit julle allemaal nou lekker gemakkelijk, hè? Gemakkelijk. Ek sit alles behalwe gemakkelijk. Ek sê, George, sit jy miskien nie gemakkelijk, hè? Nee, natuurlijk sit jy nie gemakkelijk nie. Jy is ook glad nie meer wat jy was toe jy die dag hier aangekom het nie. Ook glad nie meer so plesierig nie. Ja, man, die kos in die plek is genoeg om enige mens die maag by te gee. En soos hierdie ou spul daarom om 'n mens se koppe kan kerm, gemens kan rus nie. Jy moet hulle reg sien. Kom laat ek nou vir jou sê, Georgie, jy moet hulle vasvat, George. George, wat is fout met jou nurs? Nurs, vetsak, kom eens op! Meneer Smit, ek het jou al hoeveel keer gevra om nie so op my te sien. Waarvoor is hierdie klokkie hier? Vir my om te lui en vir jou om te hoor waarvoor dit vir my lyk is of jy net wil hoor wanneer jy luister. Luister, ek het nie net een pasiënt nie en jy's regtig mistig. En ek verbied jou nou om my ooit weer vetsak te noem. Wat wil jy hê? Ek wil niks hê nie. Dis George, kan jy nie sien hoe lyk hy nie? Gaan neem sy koors of so iets. Ek het nie jou raad nodig oor hoe ek na my pasiënte moet omsien nie. Dankie. Hallo George, wat van ons vandag doen? Kom laat ons gou 'n bietjie kyk. Mond oop asseblief. Daar sy. Hoeveel? Hou jou neus uit die strate, anders ry die karre daaroor. Hou jou neus uit die strate, anders ry die karre daaroor. George, wees jy nou rustig. Dr. Koekemoer is nou hier, dan kan julle weer gesels. Raai, Dr. Koekemoer. Sy's nog nat agter die ore, man. Kan julle nie 'n ordentlike dokter vir George kry nie? Dr. Koekemoer is 'n gekwalifiseerde dokter vir jou informasie. Ek weet nie so lekker daarvan nie. Sy's minstens 'n mooi lyf wat meer is as wat ek van sommige van ander in die plek kan sê. Wat ek loop voor ek my vererg die vermetele vet. George, dis 'n regte geitjie daai ene. Laat ek jou nou vertel. Weet jy, dis die eerste keer wat ek in 'n hospitaal is en ek het altyd gedink die nurses is sulke wonderlike engele. Maar hierdie spul, dat vir my meer dink aan 'n klomp spooke op dagdiens. Ja, George, ek weet hulle is nie regtig so sleg nie, maar ek hou van so 'n bietjie sportsman. 'n Mens kry nog 'n bietjie lewe uit daai nurse uit van daai ou suster. Ja, man, ek weet sy daar werk om te doen. Maar weet jy, sy laat my altyd voel soos iets wat onder 'n skoen vassit. Sy met haar al ewige goeiemôre, meneer Smit. En hoe gaan dit vandag? Weet jy? Pragtig. Goeiemôre meneer Smit, en hoe gaan dit vandag? Beter? Pragtig. Dit vat nie. Meneer Smit, dit is juffrou Steenkamp. Sy gaan vir jou help om die tyd om te kry terwyl jy hier is. Aangenaam met kennis, meneer Smit. Aangenaam met kennis, my ding. Sien jy, George, hier kom my huiswerk alweer na my toe aangeloop. Meneer Smit, moet nou nie laat wees nie. Luister wat juffrou Steenkamp vir jou sê, en sy sal vir jou baie beteken. Aha, sy sal vir my baie. Nou, meneer Smit, sien, laat ek eers verduidelik. Ek is die vrywillige werkster. Ek is ook vrywillig. En laat ek verder verduidelik. Ek is hier om konstante werk te leer, van hande aan te bied. As jy nou 'n bietjie nader was, het my hande lekker interessante werk gevind. Maar ons gaan nie interessante konstruksies doen. Dit is my eerste besoek aan hierdie hospitaal en jy is my heel eerste pasiënt hierso. So ons bietjies gaan iets bereik, nee? Hierdie is 'n probeersak van 'n ander pasiënt van my. Dit is 'n veel ouer man as jy gewees. So weet jy nie hoe 'n pikkewyn maak nie? Kom ek wys vir jou hoe. Lyk ek nou vir jou soos 'n verdomde pikkewynmaker? Ons probeer 'n mandjie. Kyk die pragtige mandjie. Vrou is van spore opgelou. Kom ek wys vir jou hoe. Luister juffrou, ek wil jou nou nie beledig nie, maar ek stel regtig nie belang in pikkewyne en mandjies en sulke snerps nie. Man probeer vir George hier langs aan, dis 'n ordentlike ou. George,
George man, ek weet nie of hy hou van mandjies en pikkewyne en sulke sterk nie, maar hy's 'n opgevoede ou en ek dink nie hy sal jou in die gesig wil vat en traai hom. George man, daar George, word wakker. Hier's 'n mal vroumens met pikkewyne en mandjies en sulke goeders. Wat sê jy? Meneer Schmidt, daar's niemand in hy bed nie. Luister, daar is iemand in daai bed. Ag, tog, meneer Schmidt, Daar is, los my uit, nurse! Vetsak, kom hier! Los my! Wat kom jy alweer hier aan? Luister, ek is jammer dat ek ooit vir jou vetsak genoem het, maar vat net hierdie mal vrou net uit my kamer uit. Ek het maar net gehelp met my mandjie op 'n bandjie maak. Wat is dit? Hy sê daar's 'n Sy sê daar's niemand in daai bed daar waar George lê nie. O, ek sien goed. Man, dis glad niks goed nie. Juffrou is maar net by sien. Sy's nie by sien nie, sy's mal. Ons skiet jy jou brille in die kantoor verloor. Ek dra nie eens bril nie. Kom, vat ek help jou maar gou. Ek gee maar 'n bril aanskaf. Weet jy, hierdie koeistal is vol van hulle, George, dat ek nou vir jou sê, as dit nie vir jou was nie, was ek lankal al van my trolley af. Môre Skitty, môre George. En hoe sien dit op vandag? Hallo Cookies. Wat is nice om jou te sien, jong. Die ou top story is quite nice. Ag, maar laat ons maar kyk. Okay. Daai vir my so. Ek het jou gevoelig hier. Nee. Maak dit seer. Nee. Draai so. Ag nee, want jy maak net my hare in mekaar. Kom nou, Skitty. Lyk my dit help ons om 'n harde kop te wees. Maar laat ons 'n bietjie hoor hoe gaan dit met George. Ek hoor jy's baie bekommerd oor hom. Jy moet gaan kyk na George. Niemand in die plek word behoorlik opgepas nie. Nou ja, George, hoe gaan dit? Ou Skitty bekommer ons dood oor jou. Nou wat moet jy dan? Maar Wat is wonder, jy moet die heerlijke kos gee wat hulle vir jou gee. Ja, kos! Stil nou, Smitty. Kom nou, George, van jy reg op. Maar sy, ek wil van jou longe nie. Luister. Al diep asem. Hou dit. Blaas uit. Ja, luister, George. Ek dink ek sal tog dit op die oosthuis vra of wel jy 'n draaier om te maak. Hy's net in saal hier blank staan. Dit sal goed wees, ek is baie bekommerd oor hom. Hy's 'n baie siek man so goed. Ek is baie bekommerd oor hom, maar ek sal tog hoor wat op die oosthuis moet sê. Ja, wees jy nou hiervan en moenie vir George plan nie. En jou later, Smitty. Hou op om die meisie so te loer. Dan ek het nou help dat ek ook vir 'n mooi meisie het, hè. Ek wens jy het sulke mooi maniere soos George gehad. Hy mag miskien maniere hê, maar ek het minstens sport. George, daai girl het dan mooi bene, jong. Dat ek vir jou sê, sy dan baie mooi bene. Meditasie tyd. Rusme. Want ek het paniekie kry. Vir jou gee ek sommer 'n oordosis. Regverpleegster Marx. Ja, suster. Ons gee vandag vir George hierso 'n dubbele toediening Neutropil. Dr. Koekemoe sê dit gaan glad nie goed met hom nie. Reg, George, draai bietjie vir ons op jou sy. Net so vinnig hou. Net so vinnig, glad nie seer nie. Daar's sy, alles reg, hoor. Ek hoop tyd julle 'n bietjie aandag gee aan hom. En dan meneer Smit hierso, gaan soveel beter met hom. Hy kry net 'n halwe dosis Myprodol vandag. Hierso. Ja, dit is reg, dat die Koekemoe het so voorgeskryf. Druk op. Sit in. Jy. En meneer
Jane, vra jy vir my hoe dit gaan? Jy word betaal om te kyk hoe dit met my gaan, nie ek nie. So gaan dit maar. So gaan dit maar. Kom ons kyk na die oor. Suster, kan ek jou optelmoskoop kry asseblief? Okay, jy vir ons aan hy hoed is. Baie dankie. Kan ek die verslag kry asseblief? Seker dokter. Baie dankie. Nou ja, meneer Smit, jy is vanaf besig om te gesond te raak. Maar wat van jou vriend hier later? Daai vriend van my is vinnig op pad om agteruit te gaan. Julle moet kyk na hom. Meneer Smit, ons sal na hom kyk. En terwyl ons dit doen, gaan jy vir ekstra. Ek vir ekstrale. Waarvoor moet ek vir ekstrale gaan? Dis hy wat siek is, man, nie ek nie. Dis net om seker te maak. Ja, waarvoor dokter? Waarvoor moet ek gaan? O ja, dis baie belangrik. Kom ons sê sy regter enkel. Ja, dis reg. Gaan. My regte nie. Goed, ek moet net meester Max. Maar My neem net asseblief Smit ekstra aan toe sy regter enkel. weet jy, dis 'n funny plek hierdie. Laat ek jou vertel. Kom, klim af. Die mens kom hier na. Mens kom hier na toe vir jou kop, dan neem hulle jou enkel af. Vader al nie weet wat hulle sou afgeneem het as ek vir my aanbye hier na toe. Ek sou dit graag wou sien. Ek sien wat u bedoel. Kan ek weer daai verslag sien asseblief? En nou vertel julle nou weer vir my van vooraf. Meneer Smit was bewus om die aan te bring. Hoe definitief iewers 'n baie harde hou om agterkom te kry. Ek het hom ondersoek vir stedelbreek en konkussie, maar kon geen nagevolg kry nie behalwe natuurlik vir ou George. O ja, George. Suster, wat kan jy my vertel? Dokter, Smit was baie netjies aangetrek toe hy hier gekom het, maar hy het geen identiteitsdokumente by hom gehad nie. Ek was met die polisie in verbinding, maar hulle kon hom glad nie in verband bring met enige vermiste persoon nie. Al wat ons weet is dat hy sê sy naam is Smit. 'n Ware briewe diamant. Dis baie interessant, maar dit help ons nie veel. Wat weet ons van George? Dr. George is 'n regte lagpot. Ons hardloop heel dag heen en weer vir hom. Op Smit se bevele. George is 'n gekultiveerde mens. Goeie maniere en regtig baie ongelukkig. Ja, dokter, soveel so, dat ons vir hom 'n satijnkamerjas moes gaan leen by een van die huisdokters. Daar hang dit nou al nie weet hoe lang. En wat sê Smit? Hoekom is George in die hospitaal? Dit is nou juist ons probleem. En uit George ons weet nie wat hy hanteer nie. Ons diagnose is heeltemal op sekere simptome van die van sy persone. Al wat ons wel weet, is dat hy op die afdraande kant is en besig is om achteruit te gaan en blijkbaar even te sterk. En wat sal gebeur as George nou verdwyn? Sal hy sy geheue terugkry? Wel, dokter, ek dink George is die progressie van 'n passief van sommige persoonlikheid. En dat George definitief bezig is om te groei en uit die leven te blijven en dat Smit nie gaan uitgeven, maar dat dan ek dink Smit en ons die stadium die aangang George dood, dat het tenminste ontslaag van ons. Als één Smit nie kan gebeur nie, dan is ons heeltemal van die levensstijl wat die stadium baie nie sit. Nee, goed, dit is vir my interessant. Maar ons kan nie hierdie hospitaal vol denkbeeldige pasiënte hou totdat Smit anders besluit nie. Ek stem saam met die dokter. Ja, George te swak van hom. Sy familie moet kom. En dan kan hy salig in hulle arm sterf. Maar bedoel jy, hy moet nou dadelik sterf? Ja. Nou dadelik. Hoe gauwer of beter, maar onthou nie. Smit moet dit goed doen. En hoe gaan ons dit regkry? Dit moet regte mense wees. Sy familie moet kom. Bedoel ons nie jou gastige familie bring vir 'n denkbeeldige pasiënt? Nee, dit moet regte familie wees. Suster, ken jy nie dalk so 3
mense wat bereid sal wees om toneel te speel? Wel dokter, dit is iets wat 'n ongewone opdrag, maar ek sal kyk wat ek kan doen. Ek sal vir Marcus vra. Dokter, dink jy dit gaan werk so? Definitief, ons op George die uitvoer. Professor Mars, het ons enige toneeltalent onder die personeel? Toneeltalent? Ja, kyk, laat ek net vir jou verduidelik. Dokter wil hê George moet sterf. Nou het ons vastige familie nodig rondom die sterfbed. Staan jy? Nou, ek het gewonder, daai meisietjie by toelating, Betty. Vra vir haar en sommer vir Jan, die tuinier, vra vir hom ook. Wat kan daai ou by die toneelstuk en wat is die naam nou weer? Daai aantreklike portier. Ja, dis goed, vra maar vir hom. Ek neem aan jy wil hulle nou dadelik sien, dokter. Ja, asseblief, so gou as moontlik, gaan roep hulle. Dokter, sê nou maar net George aanvaar nie hierdie afsterwe nie. Of hy aanvaar het vandag en môre praat hy net so lekker met George. Dis natuurlik moontlik, maar op die slegste kan ons weet waar ons begin het en op die beste kan meneer Smit sy geheue terug. Ek stem saam met die dokter. Dit is ten minste die moeite werd om te probeer. Ek dink ek moet maar nie daar familie. Hier is hulle nou, dokter. Ja, daar kan staan nader. Mag ek julle voorstel? Dit is Betty van toelating. En meneer Harmse, Harold Harmse. En dan het ons natuurlijk Jan is nou nie. En julle ken allemaal dokter Koekemoe, dit is dokter Koekemoe. Goeiemorgen. Goeiemôre. Ek veronderstel julle almal weet hoekom julle hier is. Tyd gesê ons gebied die sport nie, dokter. Juffrou, asseblief, dit is eintlik baie ernstig. Kom. Ek verstaan en kort dramatische voorstelling word benodig, dokter. Meneer, Harmse, Harold Harmse. moet dit asseblief nie oordryf. Verstaan julle? Moet dit asseblief nie oordryf. Verstaan julle dit? Ek verstaan glad nie wat ek moet doen, dokter. Sy het vir my gesê dat dramatische vermoëns benodig word. Dr. Koekemoe, asseblief, verduidelik jy dan. Seker, dokter. Dokter, ek kom nou net asseblief. Ek het nog baie werk om te doen. Kyk, die ding werk so. Die man wat in hierdie bed lê, was bewusteloos toe hulle op hom aangedring het. Toe hy bykom, toe glo hy dat die man in daardie bed lê met die naam van George. Hulle reg ons ding. George moet sterf. Dit sal goed wees as hy nie meer daar is nie. Ons is in toe natuurlijk dat het beter sal wees as daar familie is wat van afscheid neem van George. Want dan sal meneer Smit dit weer goed glo. En ons kan nou julle moet die kastige familie wees. O, nou hier verstaan vir dokter Belet. Ons drie moet nou om hierdie bed staan en hier lees Smit. Nee, hier lees Smit. Dit is die man wat lewendig is. Maar in hierdie bed lê George wat nie hier is nie. Nou moet ons hier staan en staan, want hy gaan afjob. En dit gaan vir hierdie ou help. Nou verstaan jy alles. Maar wat moet ons doen? Kyk, ek verstaan hoe die spel beplan word, maar wat van die woorde moet ons uitlig? As meneer, julle gaan sommer julle eie woorde ophaal. Maar wat moet ek doen? Kan ek nog een ding baie duidelik stel asseblief? Ek hou glad nie van so'n ongerepeteerde besigheid nie. Nee, ons oefen niks. Elkeen kry sy rol en ons werk daarna vorentoe. Juffrou, jy en meneer Harmse is die broerskinders. En Jan, jy is die broer. Maar wat moet ek doen? Wat julle nou moet doen, is om ander klere te gaan aantrek. Ek het gesê jy gaan fort wees. Maar wat moet ek doen? Nog net nog geslag kon geoefen. Suster, is dit die beste wat ons moet? Dokter, dis nie die nasionale theater hier nie. O ja, nee, ek kan vaar die verpleegster het haar best gedoen. Nou ja, sal iemand vir Smit gaan haal, dan vertel ek hom sommer hoe dit met George gaan. Dokter, ek sal hulle nou gaan roep.
maar ek hou niks van hierdie storie nie. Ek is bang. Smit gaan op die ou en slegte daaraan toe wees. Ek verstaan hoe jy voel, suster, maar ons kan toch nie vir altyd onsigbare pasiënt oppas nie. Ons moet iets doen. En dan dink ek ons help op eindelijk. Is seker so, dokter. Ek hoop jy hulle sal toneel gaan speel. Daai koei het aan my regter enkel gevat en ek sê die hele tyd vir haar dat dit my linker enkel is. Maar sy is ten minste 'n mooi girl. Hoe gaan dit nou met jou? Meneer Smit, ek het eintlik slegte nuus vir jou. Dit gaan eintlik baie swak met jou. Maar dit werk so sleg. Meneer Smit, ons het George se familie laat kom. Hulle sal nou enige oomblik hier wees. Kan jy dit niks vir hom doen nie? Ons kan ongelukkig niks vir hom doen nie, maar moenie bekommerd wees nie. Hy het nie meer pyn nie en dit is nou net 'n kwessie van tyd. Ai, tog. Mag ek dan minstens met hom gesels? O ja, julle geniet ons mekaar se geselskap. Jy mag met hom gesels en dan los ek julle maar totdat die familie kom. Nou ja, toe as julle dan gedoen het wat julle kan, is dit maar seker alright vir my. Meneer Smit, ons moet jou verseker dat ons alles gedoen het wat medies moontlik was. Dankie dokter. Baie dankie. Baie dankie. George, ek het gedog ons is pelle. En ek het gedog ons is nie geheime vir mekaar nie. En nou moet ek uitvind dat jy familie het. Ja, man. Ek hou ook nie van my familie. Die gemens kan sy familie kies nie, maar lyk vir my hier kom hulle nou. Kamer nou. Hallo, Smit. Hallo. Hier is jou broer. Wel George, hoe gaan dit vandag? Dankie, maar my naam is Smit. George is daai weg. Pa, hierso. Pa se oos glad nie. Jy soek geen drank. Jy loop soos in hierdie bed. Ai, wat 'n mens jou eie broer nie eens meer sien. Ek het nou lanklaas gesien. Maar waar is hy? Hier pa, reg voor jou oë. Jy's man. Daar's die man vir wat ons moet kom kuier. Nee man, my naam is Smit. George lê daar op daai bed. Ag, pa, ons het George lange plaas gesien, het tot 'n jaar in gesien en ons het van hom kuier vandag. Kyk, kan hom nou nog nie sien nie. George, ek wil net vir hom sê hoe baie ons hom se vriendskap deur al die jare waardeer. Ai, man, hy kan nooit vergeet wat ons het alles aan hom skuldig geklik. Ons ou oom die wonderlike tye wat ons saam baie skool gegaan het en wat ons in die restaurante gaan eet het. Hy was 'n goeie man. Ja, en ons hou hom nog die keer toe ons almal saam na die konsert toe geneem het. En die heerlike vakansie wat ons saam met hom in die huis deurgebring het. Onthou die swak George toen ons opgesluit het, toe ons so dronken op roerig was. Maar dit klink nie vir my soos George nie. Vader, dat ons nie nodige respect betoon asseblief. Wat is verkeerd daarmee? Dis lekker! Pa, dan kom ek sien wat ek besig om te verlaat nie. Ek sien buitendien niemand nie. As jy my vraag, het hy ons langkal verlaat. Ag nee, moet toch nie so sien. Betty, ek dink jy moet die verpleegster gaan roep. Verpleegster! Weg, pa. Natuurlijk is hy weg. Hy was al weg voordat ons gekom het. Hy was hier toe ons gekom het, pa, hier in die bed. Dan het hy ons verlaat omdat ek ook gesien het. Dokter, ek dink hoe George is weg. Ja, hy is weg. Hy was nog nooit hier nie. Ja, hy was 'n goeie man. Meneer Harmse, ek is bevrees. Jy's reg. Hy is weg. Ongelukkig dat jy bly met die voor George te kom sien. Waarom bly ons kon hom nog eens nie tot die einde toe? Ek het geen niks gesien nie. Niks! Ek sal ons nou moet verskoon, ons moet 'n paar dinge om te doen. Goeie toch, meneer Smit. Maar
arme George is ook nou dood, nee. Jy was nog wat lief vir hom, nee. Ja, ek was nogal gek aan hom, maar ek dink ek sal daaroor kom. Kom Marks, ons het werk om te doen. Goed, Suster. Waar is Smit nou? Ek gaan maar badkamer toe. Kyk hoe lyk hierdie bed. Wat weet jy? As ek iets mag sê, Suster, ek hoop hierdie besigheid werk. En dat Smit alles gaan glo. Ja, ek hoop self so. En ek het dit vir die dokters gesê. Maar jy weet, hulle is baie keer te slim na my sin. Te veel boekekennis en te min naaste liefdes wie my vra. Hy Dr. Oosthuizen, as hy nou meer aandag gegee het aan Smit en minder aan George, sou ek beter gevoel het. Want van al hierdie hartskinnende pasiënte, vat Smit die koek. Ek wonder net waar is die man nou? Ja, dis nogal snaaks. Normaalweg baie hy moet om 'n voet te besit. Gaan kyk tog of hy in die gang iewers loop, dan roep jy hom, hoor. Ja, so nou. Ek is bevrees. Dit sal nie help as jy na meneer Smit roep nie. Dit wil sê, Suster, as jy nou bedoel die man wat in die bed hier langsaan gelê het, hy is enkele minute gelede oorlede. Marks, gaan roep die dokters al twee, gaan roep hulle asseblief. Dokter Oosthuizen, Meneer Smit, wat maak jy? Suster, hier is skynbaar effens verwat. My naam is George. En ek het die afgelope 14 dae het ek die bed hier onthou tot seker. Meneer Smit, jy het die afgelope 14 dae in daardie bed. Nee, Suster, die is beslist oor weg. Smit was in daardie bed en hy is oorlede. jy sien my toch seker. Natuurlijk ken ek vir u. Die is my koers geneem die afgelope 14 dae, elke 5 minute. Nee, wat, joh? Ek dink ons is allemaal nou bietjie deur mekaar. Mag ek jou vraag stel? Al beseker ja. Weet jy wie jy is? O nee, ek weet net dat my naam George is. Maar ek onthou een ding, ek hou van druiwe. Los die drywer. Ai, dokter. Ek besef dat die situasie vir u effens verwarrend is. Maar miskien kan my familie my nie meer omtrent my inlig. Hulle het vandag uit die bloute uit hier opgedaag. Nou nie dat ek hulle sou wou herken nie. Het jy dan familie? O ja, ek het beslis familie. Jy kan beslis vir hulle vra wie ek is en waar ek vandaan kom. Wat nou, dokter? Nee, nou verstaan ek niks meer. Nou, ek is nie. Ek het vir jou daai ding gesê. Nou praat ek nie meer 'n goeie woord nie. Charles!